Goeiedag vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Altyd 'n groot voorreg om op jou skerm te kan wees. Ons het die begin van die jaar afgeskop, die eerste maand is verby en die tweede maand is ook al amper weer verby en so stap die seisoene ook aan. Ons kan begin agterkom dat die dae begin korter word, die nagte begin langer word en so tussendeur sien ons ook dat die Here is besig met die wêreld, besig met die kosmos, besig met die natuur om hierdie komplekse stelsel te bestuur soos net hy kan. En in hierdie hele stelsel het ons geleentheid om op hierdie oomblik, daar waar jy nou sit, stil te word. En my gebed is dat jy die ruimte waarin jy nou sit sal gebruik as 'n ruimte waarin jy regtig net fokus op die Here en net fokus op sy woord en dit wat ons vir mekaar ook wil sê en wat die Here ook op ons harte wil hê. En maak ook jou hart oop om te ontvang wat die Here vandag ook vir jou spesifiek wil sê. By Lux Mundi het ons Faros Sondag hierdie Sondag en dis 'n spesiale Sondag wat ons net daaraan dink dat Faros is Lux Mundi se barmhartigheidshand in die gemeenskap waar ons 'n verskil maak in mense se lewens. En Faros herinner ons gereeld daaraan, die bediening is hierdie jaar al 17 jaar oud. Die bediening herinner ons daaraan dat ons elkeen het 'n opdrag om ook 'n verskil in die wêreld te maak. En met ons gemeente se tema dan in gedagte vir die jaar wat sê dat ons wil groei in ons geloof, ons wil groei in ons verhouding met die Here en ons ook wil groei in ons uitvoering van die opdragte wat die Here vir ons gee. Besef ons net weer dat Faros vir ons 'n baie wonderlike bron is waardeur ons hierdie opdragte wat die Here vir ons gee ook kan uitvoer in die wêreld in. En ons wil Faros ook in die Here opdra hierdie Sondag en baie spesifiek elkeen van die projekte waarby hulle betrokke is, want ons weet dat deur daardie projekte doen die Here ook wonderlike werk in ons omgewing, in ons gemeenskap en ook weier as dit. Ons het die voorreg om dan vandag oor te gaan. Die eerste 5 Sondae van hierdie jaar het ons stilgestaan by die tema van groei en onsself gevra, maar hoe groei ons, waarin groei ons, waarin steek ons wortels wanneer ons besig is om te groei, hoe lyk radikale groei, hoe lyk sigbare groei in ons lewens, en nou beweeg ons vir die volgende 5 Sondae na toewyding toe, is om te sê maar, wanneer ons dan nou erken dat ons as Christene wil groei, en ons dit intentioneel wil doen, dit gaan nie outomaties gebeur nie, ons wil dit intentioneel laat gebeur, dan moet ons toegewyd wees, ook in hierdie groei, en daarom ons tema ook vir vandag, is ons groei in ons toewyding. En ons het wonderlike teks wat ons saam gaan lees uit Lukas 9, vers 23 tot by vers 27, maar voor ek vir ons lees, kom ons bid net eers saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here vir die voorreg om op hierdie manier nou stil te kan word by U. Maak nie saak waarmee ons besig is, of ons reis, of ons by die werk is, of ons by die huis is, of dit Sondag is, of watter dag van die week het ook al is nie. Ons weet, Here, dat U is by ons teenwoordig, deur die Heilige Gees. En ons gebed is, Here, dat U ook nou die woord vir ons sal oopbreek en vir ons sal seën, sodat ons daarin kan groei, ook in ons eie geloof. Ons bid dit in die Heilige naam. Amen. Ek lees dan vir ons die teks, Lukas 9, vers 23 tot by vers 27. Jesus is self in die woord, en hy sê dan daar, toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloor, elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom, bekleed met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle die waarheid, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterf, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Jesus kom gee vir ons in hierdie teks eintlik 'n stuk praktiese raad van hoe ons filosofies ons lewe moet inrig, om te sê waarvoor lewe ons op die einde van die dag. En dan sê hy maar, elke dag, dit is die woorde wat in hierdie teks gebruik, elke dag moet ons 'n besluit neem in ons lewe om Jesus se kruis op te tel en agter hom aan te beweeg. Dis 'n besluit wat derentyd in ons lewe geneem moet word, want die realiteit is die wêreld trek ons na 'n sekere rigting toe, volgens die wêreld se voorskrifte te leef,
volgens dit wat die wêreld wil hê ons moet doen, volgens die wêreld se behoeftes en begeertes van ons kant af, terwyl Jesus sê, maar ons moet bewustelik elke dag 'n besluit neem en sê, nee, ons wil eerder die pad van Jesus Christus stap. Ons wil elke dag daai kruis opneem en dan wil ons daardie pad stap. Nou, om die kruis op te neem, kom die prentjie dadelik in my kop op van Jesus wat self besig is om die kruis te dra, en dit klink baie keer nogal swaar, so asof dit amper half nie eers moontlik is vir ons om te doen nie. Maar dan is 'n natuurlike ander teks in Matteus 11 vers 28 tot by vers 30 waar Jesus vir mense sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Daardeur herinner Jesus ons dat ons met vrymoedigheid hierdie kruis van hom kan opneem, want sy juk is sag en sy las is lig. Ligter nog as die wêreld se. Om agter Jesus Christus aan te loop is nie altyd 'n maklike pad nie, maar ons het die voordeel dat deur die Heilige Gees wat in ons woon, word ons gehelp op hierdie pad, word ons krag gegee om hierdie kruis te kan dra elke dag. En wat dit dan beteken om hierdie kruis te dra, beteken dat ons toegewyd sal wees. Dis ons tema, as ons toegewyd sal wees om te groei in die woord, om moeite te doen met die Bybel en te groei in dit wat in die Bybel staan, om nuuskierig te wees oor wat beteken elke teks, wat beteken elke boek, wat leer ek uit hierdie tekste en hierdie boeke wat die Here vir my gegee het om uit te leer, om nuuskierig te wees rondom die kerk, waar kan ek betrokke wees, waar kan ek help, waar kan ek nog meer toegewyd wees by die kerk, om nuuskierig te wees oor die opdragte wat die Here vir ons gegee het in ons lewe, en te sê, waar kan ek nog meer groei in my toewyding teenoor die opdragte wat die Here vir my gegee het. Sê, hier wil die Here my talente inspann, hier soek die Here my gawes, daar wil die Here hê, moet ek sy goeie nuus vertel, met hierdie persone moet ek 'n pad stap, om hulle ook te help en te lei, om 'n pad saam met die Here te begin loop. So groei ons ook in ons toewyding, so groei ons in die manier hoe ons ook hierdie kruis van Jesus Christus dra in ons lewe. Maar daardie herinnering is iets wat elke dag moet gebeur. Tel elke dag jou kruis op, neem elke dag opnuut daardie besluit en sê, ja Here, vandag wil ek toegewyd vir U gaan leef. En dit behels dat ek die kruis sal optel en hom sal dra. En dis nie altyd 'n maklike pad nie. Partykeer is die kruis baie swaar. Partykeer moet ons hom teen opdraandes vat. Partykeer moet ons hom teen baie styl afdraandes vat. Partykeer moet ons mekaar ook help om hierdie kruis te dra. En dit is ook 'n belangrike opdrag van die Here af. En ook 'n groot stuk verligting is die wete dat ons dra dit nie alleen nie. Ons is 'n klomp wat saam hierdie pad agter Jesus aanstap. En ons help mekaar. Ons staan mekaar by. Ons het die Heilige Gees om ons te help, maar ons het ook mekaar om ons in hierdie pad te help. En dit is hoekom gemeente wees vir ons so belangrik is. Hoekom kerk so belangrik is. Hoekom dit so belangrik is om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap. Want saam kan ons die kruis net soveel beter dra. Saam kan ons mekaar help en mekaar ondersteun om hierdie kruis in hierdie wêreld ook ten volle te dra en langs die pad meer en meer mense in te nooi om saam met ons hierdie kruis te dra. Wanneer ons dan sê ons wil hierdie jaar groei, dan sê ons ook ons wil groei in die manier hoe ons daagliks vir Jesus Christus kies in elke faset van ons lewe, maar ook hoe ons dan uit die aard van die saak toegewyd is in elke ding wat die Here van ons verwag. 'n Toewyding, of in die Engels beskryf dit eintlik mooi, commitment, is om te sê dat dit is een van die belangrikste goed in my lewe. En natuurlik, wanneer dit by Jesus Christus kom, moet ons met groot vrymoedigheid erken, dit is die belangrikste ding in my lewe. En daarom moet dit die meeste commitment van my afkry. Om te sê, hier gaan ek tyd spandeer, hier gaan ek moeite doen, hier gaan ek aandag gee, hier gaan ek nie moedeloos raak nie, hier gaan ek nie ophou nie. Selfs al is hierdie die moeilike pad, selfs al kry ek iewers langs die pad seer, selfs al is daar iewers iets wat ek ervaar wat vir my nie lekker was nie, bly ek toegewyd aan hierdie pad saam met die Here Jesus Christus. En sal ek nie daarvan afwyk nie. En ek wil eintlik vir jou vra, dink gou vir 'n oomblik, waaraan is jy toegewyd in jou lewe? Wat is daardie dinge wat jy regtig aan toegewyd is? Miskien is dit jou werk, miskien het jy 'n passie vir iets spesifieks, miskien is daar 'n stokperdjie waarin jy baie toegewyd is. En dink net aan jouself, die gevoel wat jy kry daar rondom, wanneer jy dink aan die dinge waaroor jy toegewyd is. Dis juist daardie gevoel wat ons 100% vir Jesus Christus moet hê. Ons lewe lank is om voluit toegewyd vir Jesus Christus te leef.
Jesus gaan so ver om te sê, ons moet daai toewyding elke liewe dag hernie. Tel elke dag nie jou kruis op. Hernie daai toewyding en sê, ek bly toegewyd aan die Here Jesus Christus en die pad wat hy vir my gee. Ek is toegewyd aan die woord, ek is toegewyd in gebed, ek is toegewyd aan die opdragte wat hy my gee, ek is toegewyd om my gawes en talente te gebruik, ek is toegewyd om my kerk, om my geloofsgemeenskap, ek is toegewyd om vir die Here voluit te lewe en te gee. My vraag aan jou vandag is, hoe kan jy groei in daai toewyding vir die Here? Wat is daar dalk wat keer dat jou toewyding ten volle tot sy reg kom in jou lewe vir die Here? En dalk is daar iewers goed wat ons besig is om te dra, wat maak dat ons juist nie die kruis ten volle kan optel nie, of wat maak dat die kruis nie op ons skouer pas nie. Dan is dit dalk baie keer nodig om hier en daar ook goed af te tel en te sê, wel, my program is dalk te vol en ek pas nie die kruis van die Here in my lewe in om hom voluit te kan dra nie. Iewers langs die pad moet ek sê, maar hierdie goed moet ek afskeid op die prioriteitslys, want ek wil die kruis van die Here wat ek moet dra, wil ek heel bo sit. Daarom wil ek die meeste toegewyd wees. Wat is daar wat jy dalk in jou lewe minder toewyding voor kan gee, sodat jy meer toewyding aan die Here Jesus Christus kan gee? Want op die einde van die dag, soos Jesus ons ook hier herinner, dit is die lewe. Die een wat sy lewe, wat hierdie wêreldse lewe los en die lewe vir Jesus Christus kies, dit is die een wat op die einde van die dag die ware lewe wen. Om voluit vir Jesus te leef, om in hom te groei, toegewyd aan hom te wees. Dit is op die einde van die dag waaroor die lewe gaan. Mag die Here jou ook in hierdie proses help, mag die Heilige Gees jou ook help, om seker te maak dat jy groei ook in jou toewyding, en dat jy ook toegewyd is tot groei. Hierdie twee gaan werk na mekaar, hulle werk saam met mekaar, dat ons aan die een kant toegewyd sal wees, sodat ons kan groei in ons geloof, maar aan die ander kant ook kan groei in die manier hoe ons toegewyd is, in die manier hoe ons daai kruis dra, in die manier hoe ons elke dag opnuut sê, ja Here, ek wil die pad in hierdie lewe voluit saam met U stap. Mag jou medegelowiges en die Heilige Gees jou bystaan ook in hierdie proses van groei, en mag jy opnuut 'n stuk opgewondenheid hê oor jou toewyding wat jy ook het vir ons Hemelse Vader en die pad wat jy op hierdie aarde saam met hom stap. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, baie dankie dat ons vandag opnuut kan hoor dat deel van die groeiproses is dat ons ook moet groei in ons toewyding. En een manier hoe ons dit kan doen, Here, is om elke dag opnuut ons toewyding aan U te verklaar. Elke dag opnuut te sê, ons stel die kruis op en ons begin die pad saam met U te stap. Here, dankie dat U las lig is, dat hierdie kruis nie vir enige van ons te swaar is om te dra nie. Dit is nie altyd die maklikste pad om te kies nie, Here, maar U help ons, U gee vir ons die Heilige Gees, U gee vir ons medegelowiges om hierdie pad saam met ons te stap. En ons gebed is, Here, dat U ons sal help om hierdie stappe met vrymoedigheid te neem. En as daar enige iets is wat maak dat ons al reeds te swaar dra, dat ons nie genoeg ruimte het vir die kruis wat ons bedra saam met U nie, Here, help ons dan ook, Here, om dit een vir een af te pak, sodat ons U nommer 1 prioriteit in ons lewe kan maak. Dankie, Vader, dat ons U hiermee kan vertrou, en dat ons vandag opnuut kan besef dat dit is die lewe, om voluit vir Jesus Christus te leef. Seën ons, Here, in die week wat kom, en alles wat ons doen en aanpak. Ons dra ook vir Vader aan U op, Here, en die wonderlike projekte waarmee Vader besig is. Wil U ook hierdie bediening seën, en ook hoe U dit elkeen van ons harte druk om betrokke te wees by hierdie bediening. Here, dat die bediening ook van krag tot krag kan beweeg, om mense wat nood het, mense wat swaar het, om elkeen van hulle ook voluit by te staan. Net soos wat U gedoen het in die tyd wat U op aarde was, dat ons nie sal huiwer om dieselfde te doen nie. Ons eer die Vader vir die geleentheid, ons eer die Vader ook vir die woord, wat U vandag opnuut weer vir ons gee. Ons bid dit in die heilige naam. Amen. Vriende, ek deel graag met julle 'n paar afkondigings vir vandag. As dit die eerste keer is wat jy vandag by ons ingeskakel het, wil ek vir jou baie welkom sê, en deel gerus hierdie boodskap ook met iemand wat jy dink vandag se boodskap nodig het om te hoor. Julle is meer as welkom om dit te doen. As jy behoefte het dat iemand vir jou moet bid, Luxmundi het 'n gebedsbediening, gee gerus jou naam deur vir ons by Luxmundi se kerkkantoor. Ons plaas jou gerus op die gebedsbediening, en daardie bediening sal dan ook vir jou bid, en op hierdie manier kan ons ook die wonderlike krag van gebed mekaar weer bedien hier op aarde. Ons het geleentheid om die Here met ons dankoffers te dien.
kom ons gee soos wat die Here ook op elkeen van ons hart lê. En baie dankie vir elkeen van julle wat dit ook getrou doen. Julle sien daar op die skerm verskillende maniere hoe jy ook by Lux Money kan gee. Dis die Belandhou Padkafee Vrydag 27ste Februarie van 5:00 die middag af tot 7:00 die aand. Padkafee is altyd bekend vir die beste hamburgers in Pretoria op daardie aand. So kom gerus na Lux Money se terrein toe en koop ook vir jou 'n hamburger daardie aand van 5:00 tot 7:00. Dan is daar curry en rysverkope die 1 Maart en dis direk na die oggendedediens by die kombuis hier op Lux Money se terrein is R50 vir die ete. Kom bederf ook gerus jou gesin daardie Sondag en koop jou curry en rys hier op die terrein. Dis al van die aankondiging se kant af. Vriende, my gebed is dat die Here jou sal help, dat jy net ten volle die wonderlike voorreg opnuut sal ontdek, om die kruis van Jesus Christus elke dag opnuut op te neem en om voluit te dra. Mag die Here jou dan seën en beskerm, mag hy jou lei en jou leer in die waarheid, en mag jy elke dag hierdie week onthou, dat die Here Jesus Christus stap hierdie pad saam met jou. Amen.